Goeienaand almal. Ek het in Maart maand 'n jongmenskamp bygewoon, 2 lesings daar gegee oor kinderopvoeding. En Jan Petrus het gevra ek moet dit hier kom gee vanaand en volgende maand die tweede een. Maar hy het gesê ek moet ook eers iets oor myself sê. Nou dis moeilik. My naam is Johan Skutte. Dit sê nog nie wie ek is nie. Ek is 'n predikant, ek is 'n dosent. Dit sê wat ek doen. Ek hou van familienavorsing om ons voorgeslagte se storie vir die nageslagte te vertel. Maar dit sê ook nog nie wie ek is nie. So vanaand wil ek myself eerder op 'n ander manier voorstel. Ek is eerstens 'n man wat diep lief is vir die Here Jesus Christus. En vir sy kerk. En vir my vrou en my kinders en hulle sit daar tussen julle vanaand en daaroor is ek baie dankbaar. Oor die jare het ek baie boeke gelees en nog meer boeke gekoop. So ek kan bieg, maar ek's nie rooms nie. Ek het baie lesings aangebied en baie ure in klaskamers en kerksale en kerkvergaderings deurgebring. En soos wat ek ouer word, besef ek net al hoe meer, die belangrikste vraag is nie hoeveel en wat jy weet nie. Maar die belangrikste vraag is wie ons is, wie ons besig is om te word. So om dit met 'n beeld te verduidelik en vir julle meer van myself te vertel, iets laat begryp. Ek dink in terme van kathedrale, waar baie ons baie keer net dink oor die kleur van die kamer se muur wat die verf moet wees. Die gevaar is dat ek soms so diep oor die argitektuur en die idee daar agter belangstel dat ek vergeet daar's min mense wat so in die detail van die argitektuur se struktuur belangstel. En hulle kan dit nie alles nie absorbeer nie. So die uitdaging is om dit wat ek is en dit wat ek doen by mekaar uit te bring sonder om abstrakt te raak en nie verstaanbaar te wees nie. En dit is eintlik hoekom ek vanaand hier is. Ja, ek is bekommerd oor die toekoms van ons land, van ons gemeenskappe, van ons kerke. Maar ek is nie moedeloos nie. Inteendeel. Ek het groot hoop. Want wanneer ek na julle as jong mense kyk, dan sien ek nie net gesigte nie. Ek sien vaders en moeders en leiers en entrepreneurs en ambagsmanne en oupas en oumas van môre. Jy het nog nie aan jouself gedink as 'n oupa of 'n ouma nie. Maar dit is hoe ver in die toekoms dit wat ons hieroor praat, 'n invloed het. En sien, ek glo vas dat die Here nog nie klaar is met Suid-Afrika nie. Ek glo hy werk deur gewone mense wat hom liefhet en wat hom getrou wil dien. Ek is van nature ook glad nie 'n aktivis nie. Ek is eerder iemand wat stelsels en raamwerk en instellings wil bou wat oor dekades heen sal vrug dra. Ek wil iets bou waarin ander kan floreer. En daarom wil ek vanaand nie bloot vir julle inligting gee nie. Ek wil julle uitnooi om na vanaand saam te dink. Saam te dink oor die vraag, wat beteken dit dat ons so moet leef, dat ons nageslag eendag sal sê, ons voorgeslag het die Here getrou gedien. So is baie dankbaar om vanaand saam met julle te wees. Kom ons begin net met 'n gebed en dan sal ek by die praatjie kom. Ons hemelse Here, ons dra vanaand en ons saam wees aan U op.
waar ons nou u woord en ons roeping gaan oordink. Here, kom werk in ons deur u Gees en tot u eer. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. So ek sê ek praat vanaand oor kinderopvoeding. Nou kan jy wonder, maar hoekom? Ek het nog nie kinders nie, maar die kans is baie goed dat jy iewers binne die volgende 10 of 15 jaar daar gaan wees. En wat ons kinders in die volgende 10 of 15 jaar leer, gaan bepaal hoe ons gemeenskap oor 100 jaar gaan lyk. Wanneer mense ons vra oor die manier waarop ons kinders grootmaak, hoe ons op 'n kurrikulum besluit het vir ons tuisonderrig wat ons aanbied, en as ek hulle antwoord, dan kry hulle partykeer so dowwe kyk in hulle oë. Want dit is glad nie wat hulle verwag het, wat hulle wou hoor eintlik nie. Hulle wou weet watter handboeke om te koop en hoe werk jy 'n klasrooster uit vir 6 kinders elke dag. En ek praat glad nie daaroor nie. En sien, vir my gaan kinderopvoeding oor soveel meer as dit. Om 'n kathedraal te bou is baie meer as om net een pilaar te ontwerp en dan te stry oor die kleur daarvan. Toe ons eerste baba gebore is, het baie mense gesê, en die opmerking gemaak, sê, dis baie jammer die babatjie kom nie met 'n gebruikershandleiding nie. Maar dit is so verkeerd. Want ons het 'n handleiding ontvang. Maar net soos in die geval van talle ander handleidings, word hy baie keer eers een kant toe gesit en ons probeer self uitvis, hoe werk hierdie nuwe stuk tegnologie? Om dan later die handleiding weer nader te trek, as jou frustrasievlakke gestyg het en jou selfbeeld weg is. As Christen het God genadiglik vir ons 'n handleiding gegee, en daarom wil ons kinders volgens die Bybel opvoed. En wanneer jy die Bybel raadpleeg, dan ontdek jy dat daar agter al die vakke, al die dagprogramme, iets dieper sit. Om jou kind Bybels op te voed is om 'n bepaalde wêreldbeskouing by jou kinders te vestig. En dis waarop ek vanaand wil let. Ons vertrekpunt vanaand is hierdie vers uit Efesiërs 6 vers 4 uit. En vaders, moenie julle kinders vertoren nie, maar voed hulle op in die tug en die vermaning van die Here. As jy 'n Christelike verwysingsraamwerk het, dan verstaan jy dadelik dat kinderopvoeding die normale voortvloeisel is van 'n Bybelse huwelik. As 'n man en 'n vrou trou en die Here beskik dat hulle sal kinders hê, dan is die eerste vraag outomaties, wat moet ons met hierdie kinders doen? Wel, ons moet hulle opvoed in die tug en die vermaning van die Here. Maar dit is so mooi katekisasie antwoord. Maar wat beteken dit? Wat word daarmee bedoel? En skielik ontdek jy hoe dat dit alles aan mekaar verbind is. Om seuns en dogters te hê, moet jy mans en vrouens hê, en jy kan nie seuns en dogters hê sonder 'n opvoeding nie, en jy kan nie 'n opvoeding hê sonder 'n kultuur nie, jy kan nie kultuur hê sonder 'n gemeenskap nie, of sonder 'n samelewing nie, en voor jy jou oë uitvee, sit jy 2 uur die oggend met die hele Verenigde Nasies se probleme, en jy slaan winde uit en jy wonder of die bure dit kan hoor. Alles aan mekaar verbind. So, dis waar ek vanaand wil praat, die omvang van kinderopvoeding, 'n Bybelse kinderopvoeding. Wat word daarmee bedoel? As die tema het ek gekies, 'n Christelike paideia vir ons gesinne. En dalk toe jy die advertensie sien, het jy gewonder, waar en wat
Dit kom vanuit die Grieks vir hierdie spesifieke teksvers. Wat is die paideia van die Here? Ons vertaal dit met tug, maar dit het niks met lyfstraf te doen nie. Dieselfde woord word gebruik in 2 Timoteus 3 vers 16 waar ons lees dat die hele skrif nuttig is tot onderwysing in die geregtigheid. Daar word dit met onderwysing vertaal. So as jy die twee gebruik en die twee vertalings vergelyk, dan hoor jy iets van opvoeding en van onderwys en van dissipline. Wel, gaan my 'n paar oomblikke om 2 draaie met jou gedagtes te gaan loop en dan terug te keer tot die betekenis van hierdie woord. Net om bietjie meer in die argitektuur in te delf van die idee waarmee ons besig is. Dat in hierdie tyd van julle lewe weet julle almal dat elke taal het verskillende soorte woorde. Sommige woorde is eenvoudig en maklik verstaanbaar, terwyl ander woorde gelade en ingewikkelde woorde kan wees. 'n Eenvoudige woord is stoel of skoen. En dit is so eenvoudig, ek hoef nie eens vir jou die hele prentjie daarvan te wys nie, jy weet wat is daarin. Dieselfde skoen is 'n eenvoudige woord. Al wanneer 'n skoen gelade is as Majuba se modder aan hom vaskleef. Maar die woord self is baie eenvoudig. Maar as jy iemand raakloop wat sy PhD by Tuks doen, en jy vra vir hom waaroor doen hy dit en hy antwoord jou, ek skryf my proefskrif oor die etimologie van die woord stoel, en ek trek al by 3000 bladsye en ek weet nie watter deel om uit te los nie. Dan is dit geregverdig om te dink, en party van julle sal nog vir die ou vra ook, maar ten minste sal jy dink, my mens, jy moet 'n lewe kry. Dis die probleem met hedendaagse akademiese navorsing. Maar aan die ander kant, kry jy soms sulke gewigtige sake wat so ondersoek sou regverdig. Neem byvoorbeeld professor Jannie Lou, wat ons Griekse professor was. Hy het sy hele lewe lank navorsing gedoen oor 2 Griekse voorsetsels, pros en peri. En toe hy by aftrede kom, toe vra hulle hom, as hy nou sy lewe oor kon hê en hy kan weer kies iets anders om op te fokus, waarop sou hy gefokus het? En sy antwoord was, net op een van die 2. Daar's woorde wat so gelade is, dat jy maklik 'n paar volumes daaroor kan skryf. Dink aan woorde soos demokrasie, of skoonheid. Dis iets waaroor jy kan skryf en jy gaan sukkel om dit af te baken. So het elke taal eenvoudige, alledaagse, selfstandige naamwoorde, maar ook in sommige gelade, diepsinnige woorde. En paideia in Grieks was binne die Griekse wêreld so gelade woord gewees. Maar wat beteken dit? Waaroor gaan dit as Paulus dit gebruik as deel van die frase, voed hulle op in die tug, in die paideia, in die vermaning van die Here? As Paulus in sy tyd 'n brief geskryf het, en hy gebruik die frase die demokrasie van Jesus, of die demokrasie van God, en so almal gevra het, wat bedoel jy daarmee? Want hy gebruik 'n gelade woord met 'n ryk betekenis en hy kom verbind dit aan Jesus, en dis presies wat hy hier in Efesiërs doen. Voed julle kinders op in die paideia van die Here. Hoe bring hy dit bymekaar, sou hulle vra? Want om te weet wat Paulus hiermee bedoel, moet ons eers vra, wat het die antieke Grieke gehoor as hy hierdie woord gebruik? Want paideia was hulle gunsteling woord vir opvoeding gewees. En in wese gaan dit oor vorming en
grootmaking en die kultivering van 'n karakter. Hoor baie mooi, vorming, grootmaking en die kultivering van 'n karakter. As jy mens bietjie Griekse kennis het, dan sien jy ook die woordspel en interessanthede wat jy kan opmerk. Daar's 'n pikante metafoor hier byvoorbeeld. Want die Griekse woord vir kind, een daarvan is pais of paidos. En 'n Griekse oor sal paideia hoor en dadelik sal dit vir hom klink soos iets soos verkinderliking. Dit wat jy met 'n kind moet doen, hoe jy 'n kind moet vorm om uiteindelik 'n volwasse, verantwoordelike burger van die samelewing te word. Dit geld ook 'n ander baie basies soortgelyk klinkende Griekse woord, paideia. Paideia het nie soseer beteken dit wat jy met die kind doen nie, maar dit wat die kind self doen en dit is om te speel. So ek hoop die woord begin vir jou 'n prentjie in jou gedagtes vorm en wil daai prentjie nog 'n bietjie verder vir jou inkleer met 'n tweede draai voordat ons verder gaan. Ek wil regtig nie jy moet deur al die vreemde woorde oorweldig word en na jou bed begin verlang nie. So verdra my 'n paar oomblikke daarmee. Hoopelik is dit soos 'n ou tydse nikkerbol wat jy een laag na die ander een afsuig en word al hoe lekkerder. Die Grieke het ook ander woorde vir opvoeding gehad. Soos die woord trofei, wat voeding of grootmaking beteken. Dink aan ons woord atrofie. Dit wat gebeur wanneer 'n liggaam nie gevoed of geoefen word nie, jou lyf begin wegkwyn. So voeding en opvoeding is heg aan mekaar verbind. Doen nie een verkeerd en die kind kwyn weg. En Paulus gebruik ook daardie woord, sy werkwoordvorm hier in Efesiërs 6, wanneer hy skryf, vaders, moenie julle kinders vertoorn nie, maar voed hulle op, extrafete, in die tug, die paideia en die vermaning van die Here. So Paulus gebruik hier twee algemene woorde vir opvoeding in een enkele vers. Met die algemene betekenis van trofee as voeding en grootmaking en van paideia as vorming. Daarom kan ons sê paideia is die proses waardeur iemand se kultuur gevorm word. Dis die hele proses om iemand te kultiveer en alles wat tot daardie proses bydra. Het jy al ooit gedink oor wat alles jou kultuur gevorm het? Wat het alles bygedra om jou die mens te maak wat jy is? Binne die Griekse beskawing, in elke Griekse klassieke skool sou daar in die tuin of die klaskamer 'n beeld van Homerus gewees het. En op pad na die klas toe sou hulle verby die dorp se tempels waar al die afgode vir die dorp of die stad aanbid is gestap het. Hulle sou 'n bepaalde moedertaal gehad het. Hulle sou almal seker kan jy sê kanoniese geskrifte gehad het, boeke wat almal gelees het. Onder andere Homerus, sy woordspel staan tot by die skool in die Binnenhof. Dis alles deel van 'n kultiveringsproses gewees. So ek wil hê julle moet sien, paideia, dit wat die Here vir ons sê, ons met ons kinders moet doen, gaan nie net oor die kurrikulum en die vakinhoude nie. Dis nie net die wiskunde en die wetenskap en die geskiedenis of die grammatika nie. Dis die hele proses om by die skool en by die markplein te kom en terug by die huis te kom. Dis alles wat deel maak van wat is dit om 'n deel van hierdie gemeenskap te wees? Hoe pas jy by hierdie gemeenskap in? Paideia sluit al die groot dinge in. Al die belangrike dinge, al die politieke hoogtepunte, maar ook die alledaagse dinge. Om uit my eie lewe uit te praat, die paideia wat my en
baie mense in jou lewe gevorm het, veral die meeste van die plattelandse gemeenskappe, was iets soos die volgende. Ek het groot geword op 'n plaas in die Vrystaat, en koshuislewe was jou voorland gewees. Of dit nou in die Suid of die Noord-Vrystaat was, jy was op pad koshuis toe, en al die koshuise het eners gelyk. Al ons skoolbusse was eners gewees, al verskillende skole se busse se kleure het verskil, maar dit was dieselfde modelbus gewees, hy binnekant dieselfde gelyk. As jy by jou klas ingestap het, al die klaskamers was eners. In die biologieklas was daar 'n mooi muurprent met die spysverteringsstelsel gewees. In die geskiedenisklas is daar 'n prent van Jan van Riebeeck wat in die Kaap aankom met 19de eeuse klere. Dalk 'n prent van die Groot Trek oor die Drakensberge. Of 'n muurprent van Bloedrivier se Laar. Dit alles het my gevorm. Sien, kultuurvorming is nie net die inhoud van die geskiedenishandboek nie. Maar dit gaan ook oor alles daaromheen. Sluit in die musiek wat op die radio speel, die televisiereekse wat jy kyk. Want dis die goed wat alles saam, mense saambind in 'n gemeenskap. Dis deel van die paideia. En almal begin sekere goed net op dieselfde manier doen. Jy kan by huise verbyry en jy kan by elke ou se erf inkyk. Jy gaan 'n groen tuinslang sien. Daar's nie iewers 'n reël wat sê alle tuinslange moet groen wees nie. So af en toe kry jy ou met 'n geel tuinslang. En jy weet, hier bly 'n radikale mens. Hy is heel moontlik kommunis. Dis 'n gevaarlike ou. Hy konformeer nie. Hoekom konformeer mense? Wat bind hulle saam? Dit alles is die resultaat van 'n paideia. En nou laat skryf die Heilige Gees vir Paulus: voed julle kinders op in die paideia van die Here. Maar tog sê, paideia veronderstel 'n beskawing. Jy kan nie paideia hê sonder 'n kultuur nie, sonder 'n gemeenskap, sonder 'n beskawing nie. Sonder 'n beskawing is paideia 'n betekenislose woord. En nou skryf Paulus, voed julle kinders op in die beskawing, in die gemeenskap van die Here, in die kultuur van Jesus. Dis wat jy moet doen. Dit vereis ten minste 'n Christelike opvoeding, sal ons sê. Maar dan het ons ook gesien, dit vereis 'n Christelike kultuur waarvan die kinders moet deel word. En dit is die probleem met hierdie teksgedeelte. Paulus gee 'n opdrag dat hulle kinders gekultiveer moet word as deel van 'n Christelike beskawing, maar die probleem is, daar is nie 'n Christelike kultuur of beskawing nie. Die Efesiërs sou baie maklik kon antwoord. Maar Paulus, hoe moet ons dit doen? Ons het nie 'n Christelike kultuur waarbinne ons leef nie. Dis nie so maklik as wat jy sê nie. En Paulus se antwoord sou heel moontlik wees, wel dan het julle werk, begin daarmee. Want ons aanbid die God wat dinge uit niks uit tot stand bring. Ons leef in gehoorsaamheid aan die Here wat ons die wêreld ingestuur het met die Here Jesus se groot opdrag. En ons ken daardie woorde van Matteus 28 tog so goed. As die Here Jesus sê, aan my is gegee alle mag in hemel en op aarde, gaan dan heen, maak disippels van al die nasies. En doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Maar ons vergeet partykeer hoekom ons die wêreld ingaan. Omdat Jesus alle mag in hemel en op aarde het. Daarom gaan ons heen. Die basis vir ons roeping as gelowiges en as kerk van die Here is juis die gesag wat Jesus oor alles het.
Ons betree die wêreld asof dit aan ons behoort, want ek is een met Jesus en alles behoort inderdaad aan hom. En hy het mense gekoop uit elke volk en stam en taal en nasie. Maar wat jy moet onthou is, dat hierdie wêreld waarin jy gestuur word, hierdie wêreld waarin jy jou geloof moet gaan uitleef, het sy eie paideia. Sy eie wêreldbeeld en dit staan in konflik met die Christelike wêreldbeeld. Die Satan en sy sekulêre wêreld het 'n ander kultuur wat hulle op jou en op jou kind wil afdwing. Vir elke stelling wat jy maak, gaan daar 'n teenstelling wees. Die sekulêre wêreld het sy eie katekismes wat almal ingedrul word. Sodra jy sê, ek glo dat Jesus Christus koning oor alles is, dat al die volke en nasies daartoe gebring moet word om hom te verheerlik, wat beteken hulle moet deel word van die Christelike kerk en hulle moet buig onder sy gesag. Ek glo dat hulle in Jesus moet glo en hom op elke terrein van die samelewing moet dien. Die oomblik wat jy dit sê, kan jy verwag, dan gaan 'n hele koor van sekulêre stemme wees wat jou gaan antwoord met 'n teenstelling. Hulle gaan sê, dis die soort denke wat die kruistogte tot gevolg gehad het. Dalk het iemand dit al vir jou gesê. Dis die soort denke wat met die opkoms van die Christendom gelei het tot ondraaglike onderdrukking en bloeddorstige oorloë. Jy wil tog nie die kruistogte herhaal nie. En dan moet jy hulle kan antwoord. Jy moet kan sê, wel ek het 'n fundamentele probleem met die kruistogte. Is dat dit 150 jaar te laat begin het. As iemand moet praat oor die probleem van die kruistogte, dan sê die moslim invallers wat 100 jaar na hulle ontstaan in Frankryk kom staan en oorlog maak het. Die vraag is, wie het begin? En dit is 'n baie geldige vraag in logiese denke. En dit kom sommer natuurlik, my kinders ken dit baie goed. As hulle oor iets stry en kom daarin, is hulle baie vinnig om te sê, sis en so het dit begin. Die feit is, as die moslems nie begin het nie, dan sou hulle nie kruistogte gewees het nie. Maar dis nie wat die sekulêre katekismes ons leer nie. Hulle wil ons eerder leer dat die Christene hierdie bloeddorstige diewe was wat die arme moslems se vreedsame bestaan kom versteur het. En genadiglik het die humaniste en die verligting gekom en ons daarvan verlos net voordat die 30-jarige oorlog Europa finaal vernietig het. En toe almal uitgeput is deur al die godsdienstige oorloë en die kleinlike godsdienstige verskille, het sekularisme ons uit die slawerny van Egipte uit bevry. Nou het ons gelukkig by die punt gekom, waar politiek en godsdiens vir ewig van mekaar geskei is. Ons is ontslaaf van al hierdie bloeddorstige idees. En dis wat hulle ons wil leer. Klomp stellings wat gemaak word, maar kom ons kyk na hulle aansprake. Kom ons neem byvoorbeeld die Spaanse Inkwisisie as 'n voorbeeld uit die geskiedenis van 'n regte slegte tyd in die Christendom se geskiedenis. Ons erken dit was sleg en dit was boos gewees. Dit was afskuwelik, nie tot eer van die Here gewees nie. Hierdie tyd van die geskiedenis is 150.000 mense vervolg en van hulle is tussen 3.000 tot 5.000 vermoor uiteindelik. So oor die hele 350 jaar is maksimum 5.000 vermoor. Dit was Josef Stalin op 'n rustige middag. In Suid-Afrika word 112.000 babas deur abortus vermoor elke jaar. Die Eerste Wêreldoorlog is 30 miljoen mense dood.
In die Tweede Wêreldoorlog 60 miljoen. In die kommunistiese koue oorlog is 100 miljoen van hul eie mense vermoor. Om die sekulariste vir ons te laat preek oor bloeddorstige Christene, is soos om na 'n prostituut se lesing oor morele waardes te luister. Hulle kan nie praat nie. Dis tyd om hulle in die bek te ruk, want hoe meer hulle praat en hoe meer sekulariste regeer, hoe meer hoop die lyke op. En dit alles as gevolg van 'n sekulêre paideia. 'n Sekulêre kultuur wat nie omgee nie. En daarom is ons roeping om met 'n teenoffensief te kom. Ons wil terugkeer na die heerskappy van Christus oor alle dinge. Want die sekulariste verdraai die geskiedenis, hulle lieg die hele tyd daaroor, en daarom is dit ons roeping om soos die gelowiges in Efese 'n paideia van die Here te vestig in 'n heidense samelewing. Ons hoor baie, ons leef in 'n post-apartheid of 'n post-Christelike Suid-Afrika. Al wat dit beteken is daar's baie instellings en ruïnes wat weer opgebou kan word. Amper soos die doodsbeendere in Esegiel 37 wat nuwe lewe kry. Ons sien ons aanbid die Here wat uit niks uit dinge tot stand bring. Ons leer ken hom in die Bybel so. Die Here roep die kinderlose Abraham daar in Mesopotamië. Hy gaan wys vir hom die sterre. Sê vir hom dat sy nageslag so baie sal wees. Sy die koerante van daardie tyd sy boodskap bevestig het, allermins. Maar hy het dit geglo en dit word hom tot geregtigheid gereken. Na sy opstanding neem die Here Jesus die disippels eenkant en hy sê vir hulle, daar is hierdie hele heidense wêreld oor die aarde. Alle soorte volke met allerlei afgode, julle vissermanne, ambagsmanne wat 3 jaar saam met my spandeer het, gaan oorwin hierdie wêreld. Ek stuur julle tot aan die uithoeke daarvan. En hulle dit gaan doen. En 'n nuwe wêreldbeskouing kom oorrompel die wêreld. Ek verwys heeltyd na wêreldbeskouing. Wat is dit? Vir my gaan dit daaroor, daar's 'n proses waardeur jou kinders gekultiveer word om op 'n besonderse Christelike manier te dink, te leef en emosioneel te reageer. En dit gaan oor 'n hele lewe. As baie sprekers wat, jy kan praatjies kry oor lewens- en wêreldbeskouing en dan verskraal hulle dit tot jou denke daaroor. 'n Klomp stellings of vertrekpunte wat jy net moet ken. En dink hulle, Christelike wêreldbeskouing is om jou kinders te leer om net sekere goed te weet. Om net op 'n sekere manier te dink en dit moet net verskil van die sekulêre wêreld se denkpatrone. En dis gedeeltelik waar, daar is sekere stellings, ja, maar daar is soveel meer. Ek wil hê my kinders moet die Heidelbergse Katekisme se antwoorde ken. Dit moet hulle vertrekpunt wees. Ek is met niks minder tevrede nie, maar ons moet ook meer as dit wil hê. Douglas Wilson verduidelik dit baie mooi met sy Christelike wêreldbeskouingswiel. Ek wil inleidend daaroor praat om julle lus te maak vir dit wat volgende maand sal kom. Hy gebruik die voorbeeld van hierdie wiel met 4 speke en die as waarom alles draai is die evangelie van God se genade in Christus. En die 4 speke is kategese, liturgie en leefwyse en narratief. Jy sal sien 2 van die speke is stellings wat gemaak word, is proposisionele speke en 2 is nie proposisioneel nie.
Hy het eers na die eerste een al verwys, naamlik kategese. Spesifiek die sekularistiese kategese. En dit gaan oor, hoe antwoord ons op vrae? Hoe word ons geleer om sekere antwoorde op sekere vrae te gee? Byvoorbeeld, wat glo jy? Antwoord, ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here. Dis hoe ek die vraag antwoord. Ek het 'n sekere reaksie geleer. Sal sommige ouens sê, maar dis 'n katekisasie antwoord. Dis maar net papegaaiwerk. Jy antwoord net wat jy weet die regte antwoord is. Dis die antwoord wat jy weet jou die meeste punte sal gee, wat die dosent wil hê. Dis die ware geloof nie. Dit mag dalk waar wees, maar die feit is, jy kan nie wegkom van katekisasie antwoorde nie. Elke wêreldbeskouing het sy eie katekisasie antwoorde. Geskiedenis, tradisie, katekisasie, dis altyd daar. Gaan kyk 'n bietjie na 'n onderhoud wat met 'n sportster gevoer word. Nadat hy iets gewen het of 'n rekord gebreek het, dan kom die joernalis en hy druk die mikrofoon in hierdie ou se gesig. Hy het nog nie eers sy asem terug nie. Vra hy vir hom, hoe het jy dit reg gekry? Nou antwoord die atleet, jy weet, my afrigter en my ouers het my geleer om regtig in myself te glo. Wat's dit? Dis 'n katekisasie antwoord. Dis soos mooi gereformeerde kindertjies wat vir jou kan sê, my enigste troos in lewe en sterwe is dat ek aan Jesus Christus behoort. Dis albei proposisionele antwoorde wat 'n bepaalde wêreldbeskouing reflekteer. Dus die vraag is, wat is 'n mens? Sal ons as gelowiges antwoord, ons is na die beeld van God geskape en ons is op hierdie aarde geplaas om God te verheerlik. 'n Ongelowige sal antwoord, ons is die eindproduk van miljoene jare se evolusie en natuurlike seleksie. Dit is albei katekisasie antwoorde. Kategese gaan oor proposisionele vertrekpunte, stellings wat jy inneem, en daardie vertrekpunt kan waar of vals wees. En ons moet ons kinders die ware standpunte, die ware stellings leer. Die tweede spreek van die wiele, simbole en liturgie. En hier gaan dit oor die vraag na mense lojaliteit. Hoe kweek ek lojaliteit? Simbole en liturgie is nie net godsdienstige sake nie. Elke gemeenskap, elke familie het hulle eie simbole en liturgiese handelinge wat baie betekenisvol is. Maar dis nie stellings nie, dis meer gebruike. Dis die dinge wat mense saambind as 'n gemeenskap. Dis 'n vlag. Dis 'n volkslied. 'n hoenderhaan op die kerktoring. 'n hangertjie met 'n kruis aan. Kersies op 'n verjaarsdagkoek. Familie se gewoontes, 'n familie se daaglikse roetine, die hele familie saam op die etenstafel, saam by huisgodsdiens, die manier hoe Kersfees gevier word, alles simbole en rituele wat mense op 'n besonderse manier aan mekaar bind. Watter gebruike, gewoontes, rituele, simbole het jy in jou lewe? Hoe hou jy vakansie? Hoe ontspan jy? Watter ritmes is daar in jou lewe? Die derde spreek is ook nie proposisioneel nie, en sluit by die vorige een aan, en dit gaan oor ons lewenswyse. Hoe vra jy 'n meisie uit? Hoe gaan vra jy ouers? Hoe raak 'n mens verloof? Hoe lyk die huwelikseremonie? Hoe kom jy van een plek by 'n volgende plek? Ry jy fiets, jy's heel moontlik in Nederland. Ry jy trein, jy's dalk in Engeland. Ry jy minibus taxi, jy's in Mamelodi.
Of ry met jou eie kar. Speel jou radio in die kar kliphard of net by sekere liedjies. Watter liedjie? As jy braai jy op hout, kolle of gas? Sal my kinders hier dan sit nie meer braai nie. Op watter manier maak jy jou bed op? Jy het geweet, verskillende volke maak hulle beddens verskillend op. Dit is een van die vreemde goed as jy in die wêreld gaan toer en jy kom dit agter. Van land tot land, sulke klein gebruikies wat net nie dieselfde is nie. Kom ons maak dit meer persoonlik. Hoe lyk die wasbak in jou kombuis op hierdie oomblik? Party kyk vir die grond. Hoe berei jy 'n ete voor? Doen jy moeite? Of is dit die vinnigste, maklikste manier? Watter rol speel gasvryheid in jou lewe? Hoe oop is jou huis vir ander mense? Sien, dit alles is leefstyl en kultuurvorme wat vorm gee aan ons elkeen se wêreldbeskouing. Dit gaan alles goed wees wat aan jou bewussyn kom vorm. Dis dinge wat een groep mense van 'n ander groep onderskei, terwyl dit die groep self onderling aan mekaar saambind. En daar is nie reëls daaroor nie. Maar uiteindelik begin ons almal dit op dieselfde manier doen. Die vierde speek is die van narratief. Vraag is, wat is die onderliggende storie? En dit is weer eens saam met die eerste kategorie van kategese proposisioneel. Dit gaan hier oor stellings. Die vraag is, wie is die helde en wie is die skurke in jou storie? En waar pas jy in die storie in? Sien, dit is ook deel van die paideia. Dit is deel van jou kultivering. En omdat ons die drie-enige God aanbid, verwag ons nie van elke volk en stam en taal en nasie om dieselfde te wees nie. Nie dieselfde taal nie, nie dieselfde gebruike nie, nie dieselfde kultuur nie, nie dieselfde storie nie. Ons is trinitariërs. Ons glo in eenheid en verskeidenheid, nie die een of die ander nie. Daar is nie 'n kompetisie tussen eenheid en verskeidenheid nie. Ons handhaaf vorm sowel as vryheid. Die een heers nie oor die ander een nie. 'n Totalitêre gemeenskap beklemtoon vorm bo alle dinge. Terwyl 'n anarchistiese gemeenskap vryheid bo alles plaas, maar 'n Christelike gemeenskap handhaaf 'n balans tussen persoonlike vryheid en openbare orde. En die enigste manier hoe jy waarlik eenheid en verskeidenheid kan bly handhaaf is as jy die drie-enige God aanbid. Want so leer ken jy jou plek in sy wêreld. Op 'n kaart van die wêreld en die wêreldgeskiedenis kan jy met 'n groot rooi X gaan merk en aandui waar jy is. Waar jy inpas. Waar kom jy vandaan? Jy is nou hier is jou volk, hier is jou kom vandaan, hier is jou geskiedenis. Die geskiedeniskurrikulum wat ons eers met ons kinders gebruik, die naam van Story of the World. En die eerste les begin met, my storie begin. In die begin het God die hemel en die aarde geskape. Dis my storie. Dis waar dit begin. We gaan stap deur die dieretuin of deur 'n museum en Darwin se disippels vertel vir jou baie graag 'n ander storie. Dis hulle storie van eendag lank gelede, soos in baie lank gelede, miljoene jare gelede. Was daar in die woorde van Professor Philip Stott, hierdie bietjie goo and he went all through the zoo and it became you.
Dis die storie wat hulle katekese vertel. Hulle vertel vir jou hulle storie van hoe hulle dink jy hier gekom het en hulle is baie selektief met hulle feite. Meer selektief met hulle feite as natuurlike seleksie. Ek het so 'n bietjie vroeër verwys na hulle storie van hoe die verligting ons kom bevry het van die protestante en die Rooms-Katolieke se bloeddorstige oorloë wat mekaar amper uitgemoor het. Maar hulle laat sekere feite uit wat nie by hulle storie pas nie. En daardie feite is die opkoms van nasionalisme, die opkoms van die sekulêre staat, sodat daar plekke was waar protestante en Rooms-Katolieke teen ander protestante en Rooms-Katolieke oorlog gemaak het. Ons moet ons kinders leer om 'n alternatiewe Christelike wêreldbeskouing te aanvaar. En ons gaan dit nie doen deur net vir hulle die regte stellings, die regte proposisionele feite te gee nie. Hulle moet op elke terrein, op elkeen van hierdie 4 speke fokus. Ons het 'n beter katekismus as Islam of as die sekulêre staat. Ons het die ware verhaal teenoor hulle fiksie. Ons het beter simbole en liturgie. Ons mag nie dat die kerkklokke in dorpe ophou lui, maar die moslemse gebedsoproep word uitgesaai oor die hele dorp nie. Ons het 'n ander lewenswyse en standpunte oor abortus en homoseksuele verhoudings en noem maar op. Ja, ons erken daar is botsende wêreldbeskouings en ons sal nie op een van hierdie terreine moet toegee nie. So die manier hoe jy jou kinders opvoed, is dat hulle sal opgroei om te weet hoe om die vraag op 'n Bybelse manier te beantwoord. Hulle moet weet hoe om emosioneel te reageer op daardie dinge wat 'n mens se hartsnare roer. Hulle moet simbole en liturgie koester en met trots dra. Hulle moet op 'n gebalanseerde manier leef, want dis die voorbeeld wat ons hulle geleer het. Ons het vir hulle sekere standaarde gestel. Maar ons roeping is nie bloot om hulle te leer wat die standaarde is nie, maar om hulle te leer om daarvoor lief te wees. Hulle moet nie net weet wat is reg of verkeerd nie. Hulle moet lief wees vir dit wat reg is. En dit is ons roeping. So wanneer ek vir hulle die storie vertel, dan is die vraag die hele tyd, waar pas ons in? As ons byvoorbeeld oor 'n geskiedkundige gebeurtenis praat, dan is dit nie net die blote feite oor persone en datums waarop dinge gebeur nie. Dit gaan nie oor wie het wat, waar en wanneer aan wie gedoen nie. Die vraag is, aan wie se kant sou jy wees? Met wie identifiseer jy? Soos ek reeds gesê het, jy het 'n held en 'n skurk. Jy kan nie 'n storie vertel sonder 'n protagonis en 'n antagonis nie. Geskiedenis is nie 'n neutrale wetenskaplike dissipline, want ons is nie ruggraatlose amoebas nie. Ons ontken nie God se werk in die geskiedenis nie. Ons gaan dit deur niemand anders laat oorskryf nie, beslis nie die huidige regering nie. Maar dit is nog altyd bose mense se manier om die geskiedenis oor te skryf. En ons kry 'n mooi voorbeeld daarvan alreeds in die Bybelse tyd, van hoe die geskiedenis oorgeskryf en gemanipuleer word, en ons sien dit in 1 Konings 12 van vers 26 af. Die ryk het in 2 geskeur en Jerobeam in die noordryk is bang, die volk gaan Jerusalem toe gaan, hulle gaan daar offer, so wat doen hy? Eerstens verander hy die storie. Hy maak 2 goue kalvers en hy sê, hier is o Israel jou gode wat jou uit Egipte land uit laat optrek het.
Sien die geskiedenis oor laaste dag goue kalvers gemaak is, was nie so positief geweest nie. Maar dis wat hy kom voorstel. So wat het gebeur? Eers verander hy die verhaal en hy skep 'n nuwe narratief. 'n Nuwe storie. Die geskiedenis word oorgeskryf. En dan skep hy vir hulle 'n nuwe liturgie. En hulle aanbid op die hoogtes en hulle het nuwe feeste. En hulle hele ritme verander. En die gevolg is hulle harte verskuif. En hulle draai weg van die ware aanbidding. En hulle begin aanbid daar waar hulle emosioneel verbind is aan 'n valse waarheid. Sien, dit maak saak wie vertel die storie en wat word daarmee gedoen. Miskien is die grootste les wat die geskiedenis ons leer, geen geslag begin ooit van vooraf nie. Ons ontvang 'n erfenis. En ons bewoon dit vir 'n kort rukkie en dan gee ons dit weer aan. Die vraag is nie of ons kinders gaan vorm nie, maar watter soort mense ons hulle gaan leer om te word. Sal ons hulle leer om die wêreld te sien as 'n blote versameling van feite en begeertes? Of is dit God se wêreld wat vol van betekenis is en daar's orde en daar's roeping? Sal ons hulle leer om bloot verbruikers van kultuur te wees? Of die bouers van 'n beskawing? Want lank nadat ons name vergeet is, sal ons voortleef in die stories wat ons vertel het. En die gewoontes wat ons gevestig het. Die waarhede wat ons verdedig het, die geloof wat ons oorgedra het. En daarom moet ons vanaand weet, ons moet die moed hê om getrou te bly, om getrou te bou, om geduldig te plant en met hoop vorentoe te kyk. Want die Here werk nie net in die groot oomblikke nie, maar hy werk deur geslagte heen. En hy het nog nooit die werk van sy hande laat vaar nie. En daarom het ons die vaste vertroue, 'n nageslag sal hom dien. Van die Here sal daar vir die volgende geslagte vertel word. Baie dankie.